recap net vinnig wat alles nodig is voordat ons kyk na die homeostase en die negatiewe terugkoppelingsmeganisme van water. Die blou gedeelte het ek spesifiek blou gemaak. Dit is die hypothalamus. Dink aan 'n hypo en hou van water. Hierdie gedeelte van die brein sê vir jou, ek is dors, of ek is honger, of ek is moeg. Dit is die gedeelte wat jou liggaamstemperatuur waarneem en dan ook emosies bepaal. Die hypothalamus werk ook in noue kontak in hierdie geval met die pituitêre klier wat net onder hom is. En ek gaan nou spesifiek net weer daarna kyk. So die hypothalamus kommunikeer met die pituitêre klier om ADH af te skei. En hierdie ADH, antidiuretiese hormoon, word vervoer na die niere. Nou hierso is die niere en binne in die niere is daar hierdie tipe figuurtjies. Hier binne kan julle sien, hierdie is die distale kronkelbuise en hier is die versamelbuise. En hierdie is op pad uit die liggaam deur urine. Wanneer daar te min water in die liggaam is, dan sal die ADH hierdie versamelbuise en distale kronkelbuise, of jy kan dit praat van nierbuisies, meer deurlaatbaar maak vir water, sodat water geherabsorbeer kan word van die distale kronkelbuise en versamelbuise tot in die bloed. Dit sal dan die balans weer herstel. Wanneer die waterkonsentrasie onder normaal is, sal die osmoreseptore in die hypothalamus gestimuleer word om meer ADH af te skei deur die pituitêre klier. Die ADH sal vervoer word deur die bloed na die niere. ADH verhoog die deurlaatbaarheid van die versamelbuise en distale kronkelbuise, sodat meer water geherabsorbeer kan word tot in die bloed. Dit stimuleer ook die dorsentrum om meer water of enige vloeistof in te neem. Wanneer die waterkonsentrasie in die bloed weer styg, sal dit terugkeer tot normaal. Wanneer die waterkonsentrasie in die bloed bo normaal is, sal die osmoreseptore in die hypothalamus nie gestimuleer word nie. Minder ADH sal afgeskei word deur die pituitêre klier. Minder ADH sal na die niere vervoer word. Dit verlaag die deurlaatbaarheid van die versamel en distale kronkelbuise, sodat minder water geherabsorbeer kan word tot in die bloed. Die waterkonsentrasie daal en keer terug na normaal. Hier is maar net 'n ander manier van hoe jy dit ook kan leer. Aan hierdie kant is al die stappe van die negatiewe terugkoppelingsmeganisme en jy hoef nie dit te skryf nie, maar dit wys net vir jou wat spesifiek genoem moet word om al die stappe te verseker dat jy dit het. Dan aan hierdie kant, dit is wat gebeur wanneer daar te min water in die bloed is. So minder water in die bloed as normaal, wat gaan dit waarneem? Die osmoreseptore in die hypothalamus word gestimuleer, meer ADH word afgeskei deur die pituitêre klier in die bloedstroom. ADH word vervoer deur die bloed na die niere is die teikenorgaan. ADH verhoog die waterdeurlaatbaarheid van die versamelbuise en distale kronkelbuise, omdat daar te min waterkonsentrasie in die bloed is, sal meer water uit die nefron of die versamelbuise geherabsorbeer word tot in die bloedvate en die urine raak meer gekonsentreerd en die volume van die urine verminder. Die osmoreseptore stimuleer ook die dorsentrum van die brein en meer vloeistowwe word ingeneem. Die waterinhoud van die bloed styg en keer terug na normaal. Hier is wat gebeur wanneer daar te veel waterkonsentrasie in die bloed is. So, die wanbalans is meer water in die bloed as normaal. Die osmoreseptore in die hypothalamus word nie gestimuleer nie. Minder ADH word gesekreteer deur die pituitêre klier. Minder ADH word vervoer deur die bloed na die niere. Dit verlaag die waterdeurlaatbaarheid van die versamelbuise en distale kronkelbuise. Minder water word uit die nefron en versamelbuise geherabsorbeer tot in die bloedvate en urine raak minder gekonsentreerd en die volume van urine verhoog. Die waterinhoud van die bloed daal en keer terug na normaal. Hier is 'n vergelykende tabel. Aan hierdie kant is dit wanneer daar te min water in die bloed is en aan hierdie kant is wanneer daar te veel water in die bloed is. En hier kan jy sien, dit wat in geel gehighlight is dit wat spesifiek verander van die een kant na die ander kant.